Dit is so belangrik dat ons in ons omgang met mense, en dan in die besonder die mense met wie ons die evangelie deel, en dalk 'n pad moet loop om hulle te help om beter te verstaan wat dit beteken om 'n volgeling van die Here te wees, op die regte manier met hulle om te gaan. Om dit te verduidelik, sê die Here Jesus aan sy disippels toe hy hulle uitgestuur het, daar in Lukas 10, onder andere in vers 17. Moenie van een huis na die ander trek nie. Met ander woorde, moenie gaan toets watter huis is nou beter as 'n ander huis nie. Maar bly in dieselfde huis, eet en drink wat hulle voorhande het, want die arbeider is geregtig op sy loon. Nou, hier verduidelik die Here Jesus dat die disippels tussen mense moes leef en werk, en dat hulle dan hulle deure en hulle huise vir die mense, vir sy disippels sou oopmaak, en dat die disippels dan nie vol fiteriasie sal wees en dinge in eise stel aan mense en dan beter akkommodasie onder andere sou soek nie. Nou gaan lees gerus maar hierdie Lukas 10 bietjie meer, dis ook 'n baie interessante gedeelte. Maar interessant dat onder andere die Rooms-Katolieke Kerk verwag van hulle priesters om tussen hulle mense te bly en te leef soos hulle. En ek dink dit is nogal iets wat ons nie maklik, of wat ons dikwels tussen Christen leiers dat ons sien, hulle word eintlik uitgevang, dat hulle kies beter akkommodasie as die gewone akkommodasie, die gewone omstandighede van die mense wat hy eintlik bedien. Ek wil nie graag voorbeelde noem nie, maar dit is skriwend hoe dat mense eintlik hulle posisie op so 'n manier gebruik om hulle self in 'n rol te plaas waar hulle meer belangrik is as die mense wat hulle bedien. Kom ek en jy geniet die voorreg om tussen die mense waar ons onsself bevind, die evangelie te versprei, voorbeelde te wees van dit wat die evangelie ook vir ons werd is. Maak dit vir hulle ook die moeite werd. Kom ons erken hierdie mense en die geleentheid wat hulle aan ons bied, om vanuit hulle omstandighede hulle ook te bedien. En loop mooi.